Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, baie welkom by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap vandag. As ons nog ontmoet het nie, ek is Gerard en ek sien so uit om saam met jou vandag te kuier. Voordat ons saam gesels uit die Bybel uit, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons tyd kan eenkant sit en dat U deur U Gees en deur U woord met ons praat. En soos wat Psalm 1 sê, dat ons 'n boom kan wees wat groei en vrug dra. Dankie dat ons U ook vir so 'n werk kan vertrou in ons tyd saam. In die naam van Jesus. Amen. Een lewe. Dis die titel van ons reeks. Ek wonder wat kom by jou op as jy daai woorde hoor. Een lewe. Jy moet die meeste maak van jou lewe. Dis hoe ons baie keer sê. Soos my een vriend altyd sê, liewers opgebruik as opgeroes. En persoonlik het 'n verskil. Ons het sulke mense nodig. Mense soos ek het sulke mense in my lewe nodig, want dit maak dat ek baie meer van die lewe ontdek en dinge beleef. Een lewe, gryp die dag. Dis waar. Maar vir my en jou as gelowige is ons vertrekpunt nie wat maak ek met my lewe nie. Ons vertrekpunt is God het vir ons 'n nuwe lewe geskenk in Christus. Ons een lewe, ons nuwe lewe, die mense wat ons nou is in Christus. Ons kuier die laaste paar weke uit Psalms uit. Psalm 1 beskryf die goddelose aan die een kant, 'n mens wat 'n lewe kies wat soos kaf is 'n kaflewe, dit waai sommer net weg. Teenoor daai lewe, die lewe van 'n regverdige. En baie Christene, as hulle die woordjie regverdig lees, dan dink hulle aan ander mense, nie aan hulle self nie. Kom ons sê dit net weer, ons het die jaar baie hieroor gesels. Maar Romeine 5 maak dit so duidelik. Romeine 5 sê dat deur die oortreding van een mens, Adam en Eva, het daar veroordeling oor alle mense gekom. Net so het ook deur een mens se gehoorsame optrede, deur dit wat Jesus gedoen het aan die kruis, het hy my en jou by hom kom insluit. Ons is in Christus en hoor hoe beskryf Paulus ons wat nou in Christus is. Deur een mens se gehoorsame optrede het daar vir alle mense regverdigmaking tot die lewe gekom. Regverdigmaking is God se geskenk aan ons en dit bring lewe. En hoe Psalm 1 hierdie lewe beskryf, hierdie een lewe is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy blare is gesond, hy groei gesond en hy dra vrug. Ons het gesien, toe ons uit Psalm 1 gekuier het, dat ons neem deel aan die groeiproses. Dis nie iets wat net van self gebeur nie. Ons mediteer, ons bedink die wet van die Here dag en nag. En die wet van die Here vir ons is natuurlik die wet, die woord van God in Christus, God se woord oor homself, God se woord oor die mense wat nou in hom glo, ons wat in Christus is, daai regverdigmakende woord. Ons bedink dit, God se woord oor sy hele skepping. Ons bedink dit dag en nag, prewel dit mymerend, mediteer. Ek het die week vir AI gevra, hoe het dit geklink in daai tyd, wat die psalms geskryf is, as die mense die psalms sing. Ongelukkig weet ons te min, maar 10 teen 1 het dit geklink soos 'n chant. Was nie baie note nie, 3, af en toe 'n 4de noot by. So is net so, en dan is dit bietjie op en bietjie af, amper soos wat ons die moslems baie keer, net daai stemme wat ons hoor daar uit die torings uit, so iets. En toe ek dit lees, toe dink ek dadelik aan Wendy, die swart vroutjie wat in ons huis werk. Sy
sing, maar sy chant eintlik die hele tyd terwyl sy werk. Prewel mymerend, die wet van die Here. In Christus het daar vir my regverdigmaking tot die lewe gekom. Dis God se genade geskenk aan my. Ek is geseënd met alle geestelike seëninge in Christus. Ek is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. God wat ons geseën het, God wat ons aangeneem. Ek prewel mymer in die woord van Christus, bedink dit, en so groei die boom. En die boom dra vrug. Wat is die doel van die vrug? Psalm 2. God het 'n internasionale agenda. Hy het 'n koning gesalf. Hierdie koning het erfbesit van alle nasies. Alle nasies behoort aan koning Jesus. Psalm 1 en 2 is die inleiding vir die hele psalmboek. 'n Intieme beskrywing van my en jou lewe, ons is soos 'n boom. 'n Internasionale beskrywing van waarvan ons deel is, die gesalfde koning. Ons jaartema pas so mooi by dit, né? His glory, our story. En toe, laasweek het ons gekuier uit Psalm 3 uit. Wat doen ons as dinge nie lyk in ons lewe soos 'n Psalm 1 lewe, 'n boom nie? As ons voel soos 'n kaf lewe. Wat doen ons as dinge nie lyk in ons nasie asof Jesus koning is? Hy is koning, maar dit lyk nie so nie. Wat doen ons dan? Psalm 1 en 2 praat oor die Here en oor ons. Psalm 3 praat direk met die Here. Jy sit jou vertroue in die Here. U is vir my 'n skild. U is my eer. U is die een wat my kop optel. Ek praat met die Here oor die moeilikheid in my lewe. Ek roep die Here aan. Ek sit my vertroue in die Here. Vriende, 'n lewe van dankbaarheid en vertroue. Dankbaarheid, daai mymerend prewel. Ek dank God vir wat hy vir my gedoen het in Christus. Ek dink aan Wendy. Ek weet nie of dit is wat sy doen nie, maar dwars deur die dag, miskien terwyl jy werk, miskien kan jy 'n gedeelte van 'n psalm of 'n versie, soos hierdie Romeine 5 vat, en dit prewel, dit bedink. Dankbaarheid is een van die maniere wat ons mediteer op die goedheid van die Here. Vertroue. Ek sit my vertroue. Ek praat met die Here oor dinge as dit nie reg is nie. Ek sit my vertroue in hom. Ek bely dit wat waar is van wie hy is. U is my skild. U is my eer. Ek dink die beeld van die boom, dankbaarheid en vertroue, is iets soos daai wortelstelsel. Dis waaroor ons al gesels het. In moeilike tye selfs, wanneer die winterseisoene, gaan die boom se wortelstelsel net al hoe dieper in die lewe wat God vir ons gee, hierdie een lewe in Christus. Hoe? Deur dankbaarheid en vertroue, dankbaarheid en vertroue. En so groei ons lewens en ons dra vrug. En vandag wil ek 'n bietjie saam met jou kuier rondom die vrug. Hoe lyk die vrug? In die psalms is daar 'n beskrywing miskien van 'n mens se lewe. Hoe lyk hierdie vrug wat 'n mens dra in hierdie wêreld? Natuurlik is die doel van die vrug Psalm 2, die koninkryk van die Here. Maar hoe lyk dit? En ek wil saam met jou kuier vandag uit Psalm 37 uit. Dit is 'n baie interessante psalm. Hy word gestruktureer deur die Hebreëse alfabet te gebruik. So sê nou maar ons alfabet A, B, C, D, E, dan sal elke versie sal nou begin, die eerste woordjie sal begin met daai letter. Soos die eerste letter is Alef, dan sal die eerste woordjie van daai versie begin met daai letter. En 10:10:1 is die psalm so geskryf dat mense dit kan memoriseer. Dit kan onthou. Hoekom? Om dit te kan prewel, om dit te kan mediteer deur die dag, dag en nag. So die psalm begin baie direk. Moet jou nie ontstel oor kwaaddoeners nie. Moenie afgunstig wees op hulle wat kwaadwillig optree nie, want soos gras verdor, hulle vinnig, en soos groenplante verwelk hulle. Een van die grootste struikelblokke van 'n lewe van dankbaarheid en vertroue is om jouself met ander mense te vergelyk. Die lewe is baie keer onregverdig. Ons weet dit.
Die Here is regverdig, maar die lewe is baie keer onregverdig. Kwaaddoeners kom weg met moord. Mense wat glad nie eens in die Here glo nie, wat vreeslike dinge aanvang, lyk of hulle lewens floreer. Moenie, die Psalm sê, moenie jouself vergelyk met ander nie. Vertrou eerder die Here. Die Psalm roep ons op tot 'n lewe van vertroue en dankbaarheid in die Here vir ons lewens. Vertrou hom, ons het laasweek die vers gelees, vers 5. Vertrou jou lewenspad aan die Here toe, vertrou op hom en hy sal optree. Hy sal jou geregtigheid soos die oggendlig laat verskyn en jou reg soos die middagson. 'n Lewe van vertroue en dankbaarheid, die Psalms roep ons op daartoe. En dan beskryf die Psalm iets baie besonders van hierdie mense, wat hulle vertroue en dankbaarheid in die Here stel, se lewens. Hy sê, die bietjie wat 'n regverdige het, is beter as die oorvloed van baie goddeloses. Hulle sal nie beskaam staan in 'n tyd van teenspoed nie, en in tye van hongersnood is hulle versadig. Jy kry baie in die Psalm van die goddelose, die kaflewe, die graslewe, die lewe wat eintlik niks beteken nie. Klomp verse oor dit, en dan hier in vers 16 sê die Psalmskrywer, maar die regverdige, selfs al het hy 'n bietjie, het hy genoeg. Hy gaan versadig wees. Hoekom? Want dis die Here wat vir hom voorsien. Die Here is sy bron, en daarom sal hy genoeg hê. En wat 'n effek het hierdie vertroue en dankbaarheid op daai persoon se lewe? Die versie gaan aan. 'n goddelose leen en betaal nie terug nie, maar 'n regverdige is goedhartig en mededeelsaam. 'n regverdige se lewe word gekenmerk aan goedhartigheid, om goed te doen, om mededeelsaam te wees. Ek weet nie of jy kan onthou nie, maar hier aan die begin van ons reeks rond, een lewe reeks, het ons hierdie selfe woorde gekry in Hebreërs. Onthou jy dit? Hebreërs 13 vers 16. Moenie versuim om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want God het behaag in sodanige offers. Die kenmerk van 'n regverdige lewe is goed doen, mededeelsaam, vrygewigheid. Hoe Jesus sê, aan die vrugte van die boom sal die boom geken word. Die kenmerk van ons lewens is vrygewigheid. As jy die woorde van die Psalms in Hebreërs lees, onderstreep dit net weer. Die hele Nuwe Testament is geweek in Psalms, as ek dit so kan sê. En dit beskryf 'n regverdige se lewe as 'n lewe van vrygewigheid. Ek wil vandag saam met jou dink, mediteer. Ek gaan nie mymerend prevel nie, maar mediteer oor hierdie waarheid. 'n Lewe van vertroue en dankbaarheid gaan saam met 'n lewe van vrygewigheid, soos wat 'n boom vrugte dra. Hoe is dit dat hierdie twee dele, het lewe van vertroue en dankbaarheid, saam met 'n lewe van vrygewigheid gaan? Hoe werk dit? Ek dink een van die eerste dinge wat my opkom as ek aan dit dink, is vertroue en dankbaarheid verander 'n mens se ingesteldheid, ook teenoor jou finansies en wat jy het. En ek wil bietjie saam met jou kyk na Paulus as 'n voorbeeld van dit. Onthou, Paulus is die een wat sê, sing om psalms, sing in julle harte. Paulus se lewe was deurweek met die psalms. Elke dag het hy dit gebid en gesing, 10-10-1 gechant. En nou sit hy in die tronk. Haaglike omstandighede. 'n gemeente, Filippi gemeente, het 'n groot bedrag geld saam met Epafroditus vir hom gestuur. Want in die tronke van daai dae moes jou mense wat vir jou lief is jou versorg. Anders het jy gevrek. Jy het nie dood gegaan in daai tronke nie, jy het gevrek. So Paulus sit in die tronk en hy ontvang hierdie ondersteuning van die gemeente in Filippi. En hierso is wat hy skryf. Ek is in die Here besonder bly dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het.
Eintlik het julle wel aan my gedink, maar julle het net nie die geleentheid daarvoor gehad. Julle het nie geleentheid gehad om iets te doen aan dit wat julle dink nie. Nou het julle die geleentheid gehad. En hoor dan, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie. Ek sit in die haglikste omstandighede. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Tevrede, nie vir omstandighede nie, in omstandighede. Ons het so mooi woord in Afrikaans, vergenoegd. Paulus sê hy het geleer om vergenoegd te wees in sy omstandighede. Dis nie maklik nie. Om vergenoegd te wees met wat jy het, met hoe dinge is, is nie maklik nie, veral nie in ons wêreld waar ons so mekaar met mekaar vergelyk nie. 'n Lewe van vergenoegdheid. Hoor wat sê hy? Ek weet wat dit is om te min te hê, ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in al hierdie dinge ingewy. Dit was soos 'n skool waardeur ek gegaan het, om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Tot dit alles is ek in staat deur hom wat my die krag gee. Paulus sê dis deur die krag van Christus wat hy geleer het om vergenoegd te wees. En onthou, ek en jy geplant in dieselfde omgewing. Die krag van Christus wil my en jou ook voed. Hoe? Deur dankbaarheid en vertroue. Dank hom vir wie hy is. Dank hom dat jy in hom geplant is. Dank hom vir wat God in Christus vir ons kom doen het. En sit jou vertroue in hom. Deur die krag van Christus word ons ook in staat gestel om vergenoegd te lewe. Ek is genoeg. En ek het genoeg. Want my lewe is in Christus. Vriende, 'n lewe van vergenoegdheid, 'n lewe waar jy nie gedryf word die heeltyd na meer en meer en meer nie. En daai dryf kom baie keer uit die slaggat waar daai Psalm begin, om jouself te vergelyk. 'n Lewe wat nie gedryf word deur meer en meer nie, maar 'n lewe wat vergenoegd is 'n lewe met spasie, met ruimte. En nou kan ek vrygewig wees met my tyd, met my geld, met my besittings, met my talente. Ek kan vrygewig wees, ek het spasie om te kan gee, want ek word nie gedryf deur die jaag na meer nie. Ek lewe vergenoegd. 'n Lewe van dankbaarheid en vertroue bring vergenoegdheid. En wanneer jy vergenoegd is, dan kan jy die lewe leef, wat die psalmskrywer sê. Toe ek jonk was, selfs nadat ek oud geword het, het ek nie gesien dat 'n regverdige versaak word, alleen gelaat word nie, of dat sy nageslag kos soek nie. God sorg, God sorg. Hy, dis die regverdige, is altyd goedhartig, leen graag uit. Sy nageslag is 'n seën vir ander. Ek is oortuig dat 'n lewe van dankbaarheid en vertroue is soos wortels in hierdie boomlewe van 'n regverdige, die wortelstelsel. Dit bring daai voeding van die krag van Christus in ons lewe in. En dis die krag van Christus wat vir ons in staat sal om te sê, maak nie saak wat die wêreld op my skree nie. Ek is genoeg. Ek het genoeg. Want my lewe is in Christus. Vriende, dit beteken nie ek het nie ambisie nie. Dit beteken nie dat ek nie ook dinge wil hê nie. Natuurlik, ek maak al my begeertes en smeking en danksegging, dis ook in Filippense 4 by die Here bekend. Ek vra hom vir dinge, dit beteken nie ek kan nie dinge geniet nie, ek kan nie 'n lekker bord kos koop en dit geniet nie, dit beteken nie dit nie. Vergenoegdheid beteken nie dat ek nie daai dinge kan geniet nie. Vergenoegdheid is, my lewe is nie afhanklik van daai dinge nie. Ek is genoeg en ek het genoeg, dis my vertrekpunt, want my een lewe is in Christus.
En wanneer ek vergenoegd lewe, het ek spasie, soos wat hy hier sê, om vrygewig te wees, altyd goedhartig. Kom ons sê net gou dit vir mekaar. Om vrygewig te lewe is baie meer as om net dinge te gee. Baie mense gee en dan dink hulle lewe vrygewig. Luister, selfs synige mense gee. Hulle gee as hulle iets uit die deal uit kan kry. En ongelukkig is daar baie Christene wat dit hoor. Jy weet, dis amper, as ek vir die Here gee R10, dan gee hy R100. Daar's Christene wat dit so laat klink. Luister, dis handeldryf met die woord van die Here, en Paulus het baie sterk oordeele oor dit uitgespreek. Nee, dis glad nie dit nie. Vrygewig leef is nie net om te gee nie. Vrygewig leef is om my lewe te vind in Christus. Ek is genoeg. Ek het genoeg. En nou kan ek my lewe beplan. Vriende, dink gou 'n bietjie. Dink gou 'n bietjie oor wat hier gebeur het met Paulus. Hierdie mense wil hom versorg in die tronk. Dit help nie, hulle stuur elke week iemand gou met 'n paar rand nie. Nee, dit kon nie, as die vliegtye of treine of karre nie, die ou gou sou ver moes loop, hy sou sy lewe in gevaar stel. Hulle moes dit beplan. Hulle 10-10-1, een keer 'n week geld bymekaar gesit, totdat daar 'n groot genoeg som geld was, wat hulle kon stuur. Hulle moes dit beplan. Ons het hieroor gesels, toe ons gesels het oor offers. Die Hebreërskrywer sê God het 'n behaag in sulke offers van goed doen, mededeelsaam. Vrygewigheid is nie net daai spontane ding wanneer jy so voel nie. Baie mense gee uit emosies uit. En in ons land is dit 'n groot probleem, want baie mense voel so skuldig oor wat hulle het. Omdat daar so groot gaping is tussen ryk en arm, en daai gaping is so opsigtelik, voel baie mense so skuldig dat hulle net uit hulle emosies uitgee. Dis nie 'n lewe van vrygewigheid nie. Hoor wat skryf Paulus. Hy sê, dis nie dat ek van julle 'n bydrae verlang nie. Ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. Hoor hoe beskryf hy dit? Hy beskryf hierdie offergawe wat hulle bring as 'n belegging. Luister, ons weet mos nou van beleggings. Jy beplan dit. Dis nie 'n emosionele ding nie, jy beplan dit. Baie mense dink gee is net spontaan en emosioneel. Dit is nie. Dis soos 'n offer wat jy beplan. Maar jy kan net so 'n lewe, 'n vrygewige lewe beplan as jy met vergenoegdheid lewe. Dan het jy spasie. Nou kan jy beplan, hoe gaan jy gee? En vriende, vir my, dwars deur my lewe, hoe ek groot geword het, die beste manier om te gee is binne en deur 'n gemeente. Dis my persoonlike oortuiging. Want in 'n gemeente is ek anoniem. Ek kan gee, en dis nie Gerard wat iets gedoen het nie, dis ons wat iets doen, saam met die Here. En in 'n gemeente is dit wat ek gee, maak nie saak hoe baie of hoe min nie, word deel van 'n groter prentjie waarmee ons 'n groter impak kan maak. Soos hier in Paulus se geval. Vir my is gee en vrygewig wees die beste as dit in en deur 'n gemeente gebeur. Dis waar ons ook die vrug kweek van vrygewigheid. Dis wie ons is, regverdiges, boom wat vrug dra vir die koning en sy koninkryk. Psalm 1, Psalm 2. En hoe doen ons dit? Deur dankbaarheid en vertroue in die Here te stel. Elke boom op sy eie en ook saam as 'n gemeente. En saam gee ons. Dis hoekom hierdie tyd van die jaar vir my so 'n belangrike tyd van die jaar is. Hier na die einde van die jaar toe. Ek weet dis besig en dis hoekom ek jou aanmoedig om nie nou 'n diens of 'n groep byeenkoms te mis nie. Want dis in hierdie byeenkomste, dis in vandag se tyd saam met die woord, wat ons tyd vat, terugdink oor die jaar. God se goedheid in Christus in ons lewens sien. Wat ons bid, vir hom dankie sê en vra dat hy ook iets op ons harte sit om as 'n dankoffer te bring.
Dwars deur die jaar is daar vrygewigheid. Gee ons. Maar aan die einde van die jaar, gee ons iets ekstra. En in ons gemeente gebruik ons dit vir al ons projekte. Ons generosity. Al ons projekte en prosesse waar ons betrokke is in ons gemeenskap, word befonds uit dit uit. Ons gee saam. Weet jy wat is een van die grootste goed van om saam te gee as 'n gemeente? Die danksegging kom nie na my of na jou toe nie. Dit gaan na die Here toe. En die danksegging word meer, hoe meer ons gee. Hoor wat skryf Paulus? Hy sê in 2 Korintiërs 9, as hy praat oor die offergawe wat hulle bymekaar gemaak het, dan sê hy, so word die danksegging of die eer aan wat aan die Here gegee word meer. Ek soek nou gou daai versie en nou kry ek hom nou nie hier op my tablet nie. Maar gaan lees jy hom dan self. 2 Korintiërs 9 sê Paulus dat die danksegging meer word aan die Here deur dit wat ons gee. Vriende, dit gaan ook natuurlik nie, vrygewigheid word nie gemeet aan hoeveel jy gee nie, nee, dit is relatief tot wat jy het. Onthou jy die storie van Jesus by die tempel, waar die vrou die 2 klein muntstukkies ingooi het, en dit was, hy sê, baie meer as al die ander saam, want sy het min gehad. Maar in 'n gemeentekonteks, dit wat ek gee, word deel van 'n groter prentjie, en dit bring al hoe meer dank aan die Here. Dis hoekom dit vir my net so sinvol is, en ek sal jou wil uitnooi om dit te gaan oordink. Dis 'n offer. Dis nie iets wat net spontaan emosioneel nie, want dan gaan jy nooit groei in dit nie. Om te groei in 'n lewe van vrygewigheid, vra, vertroue en dankbaarheid. Dis ons wortelstelsel. Dit lei tot vergenoegdheid. Nou het ek spasie. Nou kan ek beplan. Wat doen ek met my tyd, met my talente, ook met my finansies? En die vrug is soos 'n belegging, sê Paulus. Dit maak dat daar nog meer dank aan die Here gegee word, so ons is vennote in die koninkryk. Die evangelie van Jesus se koningskap maak dat nog mense hom ontdek. En dit bring dank. Die uitleef van hierdie koningskap deur ons prosesse en projekte bring dank aan die Here. Gaan nie oor ons nie, want ons is amper anoniem in die hele storie. Dit gaan oor Jesus en sy koningskap. Maar dis 'n belegging, sê Paulus, wat 'n opbrengs ook vir jou lewer. Wat beteken dit? Jesus het dieselfde punt gemaak. As hy praat oor gee, dan sê hy, ons maak vir ons skatte in die hemel bymekaar. En dan dink baie mense, ons moet trek hemel toe. Maar dis nie hoe 'n belegging werk nie. As jy geld in die bank belê, woon jy nie in die bank nie. Die dividende, die opbrengs maak iets aan jou lewe waar jy lewe. Vriende, ek is oortuig dat 'n lewe van vrygewigheid, en ek wil sê beplande vrygewigheid, dis nie spontaan, emosioneel, net hier 1 keer 'n jaar nie. Nee, dis dwars deur die jaar. Beplan ek my vrygewigheid saam met my gemeente. En so 'n lewe, eers 'n lewe van vergenoegdheid, wat dan spasie maak, sodat ek vrygewig kan lewe. So 'n lewe bring dividende in jou. En ek dink daai dividende dit is wat Jesus bedoel. Dit bring 'n hemelse gewig. Ek dink dis juis om te groei in hierdie krag van Christus. Ons leer juis al hoe meer hierdie lewe wat God vir ons nou geskenk het. In Christus ken en uit die bron van daai voedingskrag uit. Ons leer al hoe meer daaruit lewe deur ook te gee. Want gee is deel van dankbaarheid en vertroue. So ek wil jou uitnooi. Ek wil jou uitnooi om regtig tyd eenkant te sit. Om te dink aan die wet van Christus. Die woord oor Christus. Die lewe, die een lewe wat ons nou in Christus het. Om te dink daaroor.
Paulus skryf in 2 Korintiërs 9, as hy juis met mense praat oor hulle dankoffer, dan sê hy aan God die dank vir sy onbeskryflike gawe. Gaan dink hieroor. God se gawe, wat hy alles vir ons gegee het in Christus. En bring jou dank aan die Here elke dag. Dankbaarheid is 'n manier van mediteer. Prewel dit. Sit jou vertroue in daai God, die God van vrygewigheid. Vrygewe, onbeskryflike vrygewige liefde. Onbeskryflik. Kan my vertroue in hom sit, ek kan die uitkomste van my lewe aan hom toevertrou. Laat toe dat daai dankbaarheid en vertroue groei in jou en jou bring al hoe meer in 'n lewe van vergenoegd. Ek is genoeg. Ek het genoeg, want ek is in Christus. En begin dit dan beoefen deur beplande vrygewigheid. Gaan sit en bereken jou vrygewigheid. Bring dit dan. En ek wil jou uitnooi. Dis nie voorskrifklik nie, maar vir my, in my lewe, maak dit nie net die meeste sin nie, dit bring die grootste vreugde. Wanneer ek saam met ander gelowiges kan gee en ek kan sien hoe dit 'n impak maak in ons wêreld. Ek wil jou uitnooi om dit te oordink. Vergenoegdheid gaan jou ver bring in die lewe. Paulus sê dit, hy sê, die godsaligheid, hierdie lewe wat God vir ons skenk en die beoefening van die lewe, saam met vergenoegdheid, is 'n groot wins. Hier's die beste bargain wat jy kan kry. Ontdek jou lewe in Christus en deur vertroue en dankbaarheid skiet jou wortels diep in hom. Hy sal jou krag gee om te sê, ek is genoeg, ek het genoeg. En dan kan jy 'n lewe van beplande vrygewigheid lewe. En tot jou nageslag sal 'n seën wees vir ander. Wat 'n lewe! Wat 'n lewe wat God vir ons skenk in Christus. Ek nooi jou uit om te gaan oordink, te mediteer en miskien aanpassings te maak in jou lewe, sodat jou lewe al hoe meer hierdie lewe is waarvan Psalm 1 en 2 praat. Die Here seën vir jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u onuitspreeklike vrygewigheid in Christus. Ons wat sondaars was, het u nou regverdig gemaak deur u lewe te kom gee. Dankie dat ons oorgeplant is, ons lewens in Christus. Dankie dat u ons bron is. Ons het genoeg, ons is genoeg. Dankie dat ons kan tyd vat hier aan die einde van die jaar en kan terugdink oor die jaar. Op soveel maniere het u voorsien. Ons sê vir u dankie. Maar dankie meer as alles vir u grootste voorsiening. Dat ons lewens nou in Christus is. En Here, help ons met u krag, want dis wat dit gaan vat, om al hoe meer soos Paulus 'n lewe van vergenoegdheid te lewe, sodat ons vrygewig kan lewe. Soos die Psalm sê, altyd goedhartig, leen graag uit, tot ons nageslag is 'n seën. Here, dankie dat dit die lewe is waarmee u ons seën, sodat u ons kan gebruik om u goedheid ook in hierdie wêreld in te dra, totdat die aarde gevul is met die goedheid van die Here. Dankie in die naam van Jesus. Amen.
Dankie vriende, volgende Sondag is 'n baie spesiale Sondag by jou kampus. Dit is ons dankoffer Sondag. Dank en vertroue offer Sondag. Dit gaan 'n baie spesiale diens wees, so ek wil jou uitnooi en aanmoedig om dit nie te mis nie. Die Here seën vir jou.